Hallo? Goeiemôre Talita, dis Karen Loot van Radio Fynbos, hoe gaan dit? Goed en self. Baie goed, dankie. Talita, net so ter wille van ons luisteraars gaan ek net gou vir hulle 'n inleiding gee van waaroor ek en jy vanoggend so lekker gaan gesels. So aan al ons luisteraars hier op Radio Fynbos. Hier in Hessequa se distrik en regoor Suid-Afrika weet ons dat drome op die mees alledaagse plekke gevind kan word. Nou, ons gesels vanoggend met Talita Oosthuizen. Sy is die finalis vir die 2025 Mevrou Suid-Afrika kompetisie. So Talita, welkom hier by ons weer eens. Ag, baie dankie en ag, is lekker om weer op die radiostasie te kan wees en dankie vir al jou luisteraars. Ja. So nou vir baie van ons as ons nou dink aan skoonheidskompetisies en miskien so 'n droom, is dit natuurlik 'n baie intimiderende gedagte en dit voel soms onbereikbaar. En vertel gou 'n bietjie vir my, Talita, wat het jou geïnspireer om vir Mevrou Suid-Afrika 2025 in te skryf? En dan sommer net so in een asem, wat beteken daai chasing your crown vir jou persoonlik? Weet jy, vir my het ek daai klein dogtertjie wat ek was, het daai kroon raak gesien en sy wou 'n kroon op haar kop gehad het, want dit was haar inspirasie, was hierdie vrou het alles, al haar drome, alles. En ek het na hierdie vrou opgekyk. Ja. En toe het ek gaan inskryf in Mevrou Suid-Afrika en ek het nêrens gekom nie. En toe het ek getrou en toe het Mevrou Suid-Afrika oor my pad gekom en toe besluit ek, weet jy wat, ek gaan daai waag en ek gaan inskryf. En daai kroon het vir my groter geword as net die kroon. Dit het vir my nou 'n geleentheid gegee om ook hierdie platform te gebruik vir waarvoor ek staan. En dit is die veg teen mensenhandel en ook om vir vrouens daai hoop te gee en vir daai klein dogtertjie die hoop en inspirasie te gee om eendag te sê, wow, ek wil ook soos daai een wees. Kyk wat dit sy in haar lewe bereik en she just went for it. So dit is vir my nogal ietsie besonders. Dis wonderlik en dit is daai ding van as ons terugkom na my aanvanklike ding wat ek gesê het, ek dink in elke vrou is daar daai dingetjie wat vir ons sê dit is onbereikbaar en ek is net te gewoon om hierdie ding te kan doen. En dis nie noodwendig waar nie. Nee, absoluut nie. Ek dink dit is nou iets waar ons vrouens onsself keer. Want ons sê vir onsself, ons is nie goed genoeg nie, of ek is nou maar net 'n vrou, of ek is nou maar net 'n huisvrou of 'n ma, of ek werk net hier, of ek is net 'n entrepreneur. Nee, ons is nie net dit nie. Ons vrouens is soveel meer as dit. En ons is ekstraordinêr. Maar ons is ook die vrou wat vir daai klein dogtertjie gaan inspirasie gee. En as ons nie dink ons is ekstraordinêr nie, dan wat gaan daai dogtertjie dink? So, vir my, ja, ons moet daai hoop aanhou gee vir daai klein dogtertjie en glo dat ons is waardig en dat ons daai sprankel binne ons het. Ons moet dit net partykeer gaan soek. Maar as ons hom gevind het, skyn ons soos diamante. Net so. En dan ook natuurlik, dis so mooi om te hoor dat jy nie opgegee het nie. Jy het hierdie droom in jou hart en dit het nie uitgewerk met die Mevrou Suid-Afrika nie, maar toe kom die Mevrou Suid-Afrika oor jou pad en jy jaag hierdie droom steeds na en ek dink dit op sigself gee soveel hoop vir vroue daar buite om te sê, maar dit is nooit te laat nie. As dit iets in jou hart is wat brand, moenie daai vlammetjie blus nie. Dit is nou regtig, dit is die waarheid. Ja. Jy moet nooit jou drome, skryf jou droom neer, skryf jou visie neer en kyk vir dit elke dag. En dan maak jy 'n plan om daai droom te bewaarheid te word. Daar's niks wat jou keer behalwe jouself om dit te doen nie. Ja. En dan sê jy vir jouself, ag, dit is finansies. Nee, gaan maak 'n plan. Ja. As daar 'n vuurtjie brand, gaan vir hom. Net Gaan maak 'n groter een. En daar's geen ouderdomsbeperking nie. Enige vrou kan inskryf. Ja. Ons het vrouens nou wat deelneem wat 55 jaar oud is. Nou, Daar is nie 'n ouderdomsbeperking. Ja, daar is nie 'n ouderdomsbeperking nie. En ek dink as 'n dogtertjie na jou kyk, al is jy 80 of 90 of 100 jaar oud en jy het daai sprankel in jou, het jy nie 'n kroon nodig nie. Jy maak reeds 'n verskil. Jy maak. Man, en dit is nou, ons praat nou oor die krone, nê, so ander kant hierdie tiara, nê. Wat glo jy lê werklik onder daai kroon? Die doel, die harde werk of is dit heel iets anders?
Nee, dis absoluut so. Daar is harde werk agter daai kroon. Daar is daar wat jy twyfel, daar's daar wat jy in jouself twyfel, want jy neem deel aan 29 ander dames wat beeldskoon is en wat ook hard werk. En dan dink jy by jouself, hoekom doen ek hierdie? Maar dis dan wanneer jy in geloof stap en jou familie kom bymekaar en hulle sê weer vir jou, nee, kyk wie jy is. Kyk wat is jou sprankel. Kyk hoekom jy hierdie doen. En ek doen nie dit net vir 'n kroon om 'n kroon na te jaag nie. Ek doen dit om verder te gaan as daai kroon, om bewusmaking te maak vir waarvoor ek staan vir mensehandel. En dan vir daai kinders en mense te wys, jy kan daar uitkom en jy kan 'n sukses behaal. Maak nie saak wat jy deurgegaan het in jou lewe nie. Dis nooit te laat nie. En ek dink dit is so waar, want vir die 29 of die 30 ander wat daar dan nou is dit kap hierdie kompetisie net om op hierdie plek al te wees. Kap vir elkeen 'n plekkie oop. Dis soos 'n klippie wat in die water gegooi word. Enetjie se rippels gaan dalk 2 rippels verder, 'n ander een 3 rippels verder en so gaan elkeen maak 'n impak deur hierdie platform op die plek waar hy dan nou is. Absoluut. So ek wil jou vra dan nou op daai noot, wat sou van die topwenke wees wat jy kan deel met vroue wat 'n droom het vir sê net maar 'n skoonheidskompetisie om vir dit in te skryf, maar dalk enige ander droom wat hulle voel onbereikbaar is? Ja. Ek gaan weet hoekom jy dit doen. Maak nie saak wat dit is, maar weet hoekom jy dit doen. Maak ook seker jy het jou mense om jou sodat jy daai ondersteuningssisteem het. Vir my is geloof baie belangrik, so jy moet iets hê wat jou kan stil maak en wat jy kan gaan sit en stil word en net weer jouself vind en net maar denke en alles bymekaar kan kry, want jy verloor so 'n bietjie langs die pad ook jou visie. So maak seker jy daai stilte tyd ook. En onthou, jy doen nie hierdie net vir jouself nie. Jy doen dit ook vir ander. So dien nog steeds. En vertrou op God se tydsberekening. Ja. En ek sê altyd, hou jou, in Engels sê hulle authenticity, hou daai mens wees wat jy is. Moenie iemand anders word nie. Hou dit wat jy is. En koester dit. Ja. Jy weet, Talita, dis so mooi en ek dink jy bring jou geloof in dit in, want ek dink vir elkeen is daar 'n anker in sy lewe. Vir een is dit dalk iets anders of iemand anders, maar ek dink om daai anker in 'n mens te hê is verskriklik belangrik om jou amper grounded te hou, nê? Nee? O, absoluut. Jy het iets nodig om jou gegrond te hou. Ja. Want dit is, jy verloor so baie keer so nou en dan die pad en jy wankel af. En dan het jy iets nodig wat jy moet terugbring. En dis my geloof in my familie. Ja. Talita, ek het 'n tweede onderhoud wat met jou gaan voer waar jy betrokke is in mensehandel. So ons gaan daai onderhoud ook vir ons luisteraars uitsaai. Maar ek wil jou vandag bedank vir die feit dat jy moed gehad het om die ding te doen en weer hierdie bil by die horings te pak. En ons wens jou alle sukses toe en ons is eintlik opgewonde om te sien wat vir jou wag in die toekoms, maar ons gaan definitief weer met jou gesels in die toekoms. Baie, baie dankie. Ek waardeer dit opreg en hierdie geleentheid om bewusmaking te kan maak. Baie, baie dankie daarvoor. So Talita, as dan van ons luisteraars wat nou net vir hierdie onderhoud inskakel en miskien die ander onderhoud mis, wil jy dalk vir hulle sê waar hulle kan gaan soek en op watter platforms hulle kan gaan kyk om dan kontak te maak as hulle by jou projekte wil betrokke raak? Baie dankie. Al my op sosiale media kan hulle my gaan vind op Talita Oosthuizen, TALITHA Oosthuizen, OOSTHUIZEN. En as hulle kan my direk kontak op DM op al my sosiale media, maar ek kan my selfoonnommer ook gee. Dis 082 377 0085 en hulle kan my kontak met enige vrae wat hulle het. Nou weer eens wil ek vir jou sê baie, baie dankie vir jou boodskap vandag. Ene van om ons te herinner dat ons met selfvertroue en doelgerigtheid die mooiste krone is wat ons kan dra. So sterkte en seën vir jou. Baie, baie dankie en 'n geseënde mooi dag vir julle ook. Dankie Talita, goed gaan. Tot ziens.